called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n voorreg om vanoggend weer so saam met die Here en saam met julle tyd in die teenwoordigheid van God ook te spandeer. En my bede is dat julle vandag die Here se teenwoordigheid en liefde ook sal ervaar. Ek gaan vir ons die voete met die seën uitspreek en dan gaan ons aan met ons erediens. Luister, want so sê die Here, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Broers en susters, ons is hier vanoggend by mekaar om een rede en dit is omdat God ons genadig is, omdat God ook 'n verlossende God is wat homself vir ons gee. Hy neem ons telke male na hom toe en neem ons in sy arms wanneer ons teruggaan na hom toe en vir hom om vergifnis vra. En vandag, broers en susters, gaan ons met ons skuldbelydenis ook vir so 'n oomblik stil raak voor die Here en ons gaan vir die Here ook ons skuld gee sodat ons ook weer na hom toe kan gaan en hy ons opnuut in sy arms kan omhels. Kom ons gee so 'n oomblik en dan gaan elkeen van ons stil ons skuldbelydenis doen. Ons Heer en Hemelvader, ons kom vandag voor U Heer en ons wil ons lewe voor U kom neerlê. U weet wat in ons gedagtes en ons hart aangegaan het in hierdie week en U weet van die paaie waarop ons geloop het. Heer, dit was nie altyd paaie wat getuig het van die geduld en liefde wat U aan ons openbaar nie. Dit was nie altyd die pad wat ons selfs van mening was om te loop nie, of wat ons die beste intensies van gehad het om op te loop nie. En Here, vandag besef ons meer as ooit hoe ons tog vir U nodig het om ons ook te lei. Ons maak partykeer besluite en ons sê dinge en doen dinge wat ons later regtig diep oor berou het. En ons wil met ons berouvolle harte na U toe kom en vandag vir U vra, Heer, om alle skuld en skande van ons af weg te neem. Om ons te help om nie net verlos te wees van daardie skuld en skande nie, maar om ook beter te doen. Om ook weer die pad na U te kry, Heer, en saam met U dan verder ons pad te stap. Ons bid, Heer, kom haal ons uit die situasies wat ons nie weet hoe om te hanteer nie en wil U vir ons help om daardie situasies met insig en wysheid te hanteer. Ons bid vandag dat U met U kerk sal wees. Here, U kerk is 'n plek van verlossing, 'n plek van vrede, 'n plek van vreugde en liefde. En Heer, ons wil vra dat U koninkryk gou sal laat kom. Ja, Here, ons wil soos Jesus bid dat U ons ook sal verlos van die bose en dat U vir ons elke dag van ons daaglikse brood sal voorsien, sodat ons nie kort kom nie, maar sodat ons ook dit wat ons het kan gaan uitdeel aan ander. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Omdat ons deel is van 'n gemeenskap van gelowiges wat almal op dieselfde belydenisgrondslag staan,
Daarom bely ons ook ons geloof in Jesus Christus, want deur hierdie belydenis lewer ons 'n kragtige getuienis van presies dit waarin ons glo. En in die apostoliese geloofsbelydenis staan alles wat ons deur al die eeue saam met ander Christene deur ons geloof bely het. Kom ons gaan nou ook ons geloof saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Israel is daarom 'n vreemde volk, nee. As ons 'n bietjie deur die Ou Testament blaai en ons lees van Israel, dan lees ons hoe God telke male soveel goed vir hulle doen, hoe hy hulle uit die mag van hulle vyande verlos, hoe hy vir hulle selfs kos gee, daar waar hulle deur die woestyn besig is om te wandel, nadat God hulle ook uit die mag van die hande van heersers verlos het, wat van hulle slawe gemaak het. So gaan hierdie heilsgeskiedenis van Israel voort reg deur die Ou Testament. En ons lees hier hoe hulle eintlik telke male ongehoorsaam is en eintlik die Here verraai. Hoe hulle meer God hanteer soos 'n vyand as wat hulle hom gehanteer het soos 'n vriend. As 'n goeie en getroue Vader, as 'n God wat alles vir hulle voorsien het. En dan gebeur dit dat hierdie Israel, hierdie volkie, op 'n stadium in groot moeilikheid beland, want nou begin die Babyloniese magte op te kom, en hulle begin om Israel in te val. En eintlik die streek van Iran, van die Suide Koninkryk, en hierso teen 586 voor Christus word die stad Jerusalem ook ingeval en hierdie stad word verwoes. Al die adellikes word dan weggevat, die ryk mense, die mense met eer en status, hulle word dan weggevat na Babylonië in ballingskap, en daar sou hierdie ervaring van hulle verlatenheid baie sterk eintlik in hulle gemoedere leef van dag tot dag. Hulle word daagliks gekonfronteer met die feit dat hulle eintlik die oorsaak is van hulle eie lot. En dan dink hulle dat God hulle verlaat het en dat God nie meer vir hulle omgee nie. Hulle dink dat God heeltemal van hulle vergeet het en dat God sy gesig van hulle af weggedraai het. Maar dan praat God deur sy profete met hierdie volk, en deur die profete wys hy vir hulle uit dat dit wat hulle gedoen het, eintlik die oorsaak daarvan is dat hulle is waar hulle is. En in daardie konteks en in die mense se verstaan van God, het hulle gedink dat God hulle maar net straf. Maar eintlik was dit hulle self wat die oorsaak was van hulle lot, en het hulle eintlik op daardie stadium miskien self hierdie straf oor hulle gebring, dat hulle in daardie moeilikheid gesit het. Hulle het arrogant geraak, hulle het gedink dat hulle op hulle eie kan alles doen, en hulle het nie meer geluister na God se opdragte nie. Hulle het nie met ander woorde meer geluister na die raad van God, wat geweet het wat vir hulle die beste is nie, en hulle het maar net hulle eie kop gevolg. En die uiteinde is dan hierdie situasie waar hulle in ballingskap sit. Nou hierdie goed is belangrik wanneer ons teruggaan na die gedeelte wat ons vandag gaan lees, en vandag gaan ons lees uit
Jesaja 43 van vers 1 tot 7. Ons lees vandag uit Jesaja 43 vers 1 tot 7. En hierdie is 'n pragtige gedeelte uit die Ou Testament wat vandag soveel betekenis ook nog dra. En kom ons lees dit nou ook lekker saam. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde, gee, en vir die suide, moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Tot sover hierdie skriflesing, mag hierdie woord vandag in ons lewe bring, en mag die Here vandag ook lewe spreek deur hierdie gedeelte. Amen. Ons het nou vandag begin met hierdie kort opsommingkie van die verhaal van Israel, wat hierdie pad gestap het met die Here, waar hulle eintlik in vyandskap leef teenoor die Here. En die uiteinde was daarvan, omdat hulle net hulle eie koppe wou volg, en nie na die Here wou geluister het nie, is dat hulle in hierdie ongelooflike moeilikheid beland het. Hierdie seer, hierdie moeilike omstandighede, wat hulle eintlik kon vermy het, as hulle net naby aan die Here geleef het. As hulle net in die teenwoordigheid van die Here gebly het. En dis in die midde van hierdie omstandighede, waar hierdie volk dan uitroep tot God, en eintlik God blameer, en God die reg het om waarskynlik baie kwaad vir hulle te wees, dat ons hierdie woorde uit hierdie teksgedeelte vandag hoor. En ek wil graag daardie eerste vers weer met julle lees. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. En hierdie wonderlike woorde kom in 'n tyd wat mense regtig gedink het dat God nie meer vir hulle omgee nie. Maar dan sê God deur die profeet Jesaja vir hulle, weet jy wat? Jy is myne. Ek het jou geroep. Jy is myne. En die res van hierdie gedeelte gaan dan voort om te illustreer hoeveel God sal doen om hierdie volk by mekaar te kry en hulle in sy naam te herenig. Om hulle weer terug te kry en terug te wen na hom toe. En wat hier uitstaan is God se onvoorwaardelike liefde. Want terwyl hierdie volkie besig was om al ewig teen God te gaan en hulle eie weg te volg, is dit God wat weer terugkom en sê, weet jy wat, ek hou dit nie teen jou nie. Jy is myne, ek het jou geroep. As jy my volg, dan sal ek enige iets doen om jou veilig te hou. Eintlik wil ek sê, dis ten spyte van dit, nê? So ten spyte van die feit dat hulle God verraai het en hulle eie weg gegaan het, kom God nog terug na hulle en sê vir hulle, jy is myne, ek het jou uitgekies, moenie bang wees nie, ek sal jou bewaar, ek ken jou op jou naam, jy is myne. En nou wonder 'n mens, maar wat
het hierdie gedeelte dan nou met ons vandag te doen. En ek dink die wonderlike van hierdie gedeelte is dat dit ons innooi in God se genade ruimte. Dat dit ons innooi om vir God te leer ken op 'n ander manier. Daar is soveel dinge wat in ons lewe gebeur wat eintlik vir ons regtig uitdaag. En dan, wat gebeur? Dan dink ons ook God verlaat ons. En maar, soos wat ons vandag hier sit, weet ons hoe groot God se genade eintlik vir ons is, want ons staan nou al 'n bietjie verder as wat hierdie gedeelte gestaan het in die geskiedenis. Ons staan in die tyd nadat Jesus gekom het, nadat die lang verwagte Messias gekom het om vir ons verlossing te bring en vir ons vryspraak te bring van alle skuld en skande. Eintlik is Jesus se kruisiging vir ons 'n illustrasie van hoeveel liefde God vir ons het. En gaan hy so ver om sy eie seun vir ons te gee, sodat ons werklik vry kan wees. Maar vandag wil ons ook stil staan by wat dit aan ons doen. Want die getuienis wat ons uitdra hang af van hoe ons hierdie boodskap van die evangelie hoor. Hoe ons hierdie genadige God in Jesaja 43 van vers 1 tot 7 hoor. Hoor ons hoe God ook ons oproep tot lewe. Hoor ons hoe hy ons weer genadig is. Hoor ons hoe hy ten spyte van ons eie foute, ten spyte van ons eie afdwaal, ten spyte van ons eie hardkoppigheid, nog altyd na ons te roep en vir ons sê, moenie bang wees nie, jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep, ek het jou gekies, jy is myne. Hoor ons dit vandag in ons eie lewe, want as ons doen, broers en susters, dan besef ons dat ons hier te doen het met 'n almagtige God wat homself sal prys gee ter wille daarvan dat ons in 'n goeie verhouding met hom kan leef. En dit is belangrik dat ons hierdie gedeelte hoor, want dit dwing ons eintlik tot aksie. En hierdie aksie is een van dankbare getuienis. Dis 'n reaksie op God se stem en op God se genade en op God se handelinge met ons, wat daarvan getuig dat ons hom deel gemaak het ook van ons lewe. En ons doen dit deur diensbaar te wees. Ons doen dit deur, met ander woorde, God se naam en die verlossing wat hy vir ons deur Jesus Christus gebring het, te gaan bring in die mees hopelose van plekke. Daar is baie mense wat in baie nood verkeer op hierdie stadium. Ons hoef nie ver te gaan soek in ons eie konteks om te gaan vra, maar waar moet ons hierdie boodskap van hoop bring nie? Ons sit met baie mense wat in nedersettings bly waar die basiese geriewe van elektrisiteit, van water, van 'n badkamer, behoorlik funksionerende badkamer, nie beskikbaar is nie. Ons sit met mense wat deur een of ander geestelike verstoring dalk op straat woon. Mense wat vanweë hulle verslawing op straat geëindig het. En wat uit hierdie siklus van armoede en van verslawing moeilik uitkom. Ons sit met mense wat met groot uitdagings sit om elke dag net hulle finansies te laat klop en wat met die bekommernisse sit en wonder, hoe gaan hulle vir hulle kinders 'n toekoms kan skep as hulle nie finansiële sekuriteit het nie. Daar's mense wat die basiese goed soos brood en melk nie elke dag eers kan bekostig nie.
En wat doen ons in hierdie omstandighede? Want in hierdie omstandighede waarin ons leef, kan 'n mens maklik ook soos Israel sê, die Here straf ons, die Here het sy gesig van ons af weggedraai. Die Here maak seker dat ons betaal vir ons onkunde en hy is besig om ons swaar te straf omdat ons nie sy opdragte gehoor het nie. En mens sou seker kon sê, iets daarvan kan heel moontlik waar wees. Maar is die uiteinde van die situasie nie, dat ons besig is om so op ons eie kennis en op ons eie krag staat te maak, dat ons nie meer luister self na wat God wil hê nie. Maar wat die belangrikste is vandag, is dat ons die draers van hoop moet gaan wees in hierdie wêreld. Jesaja bring hierdie woorde van God af na die volk toe, midde in hulle moeilike omstandighede, midde in hulle uitdagings, midde in hulle verdrukking. En ons behoort hierdie selfde woorde van hoop ook te gaan uitdra midde in ons omstandighede van hopeloosheid, van verdwaaldheid, van verslawing, van verlies. Binne hierdie omstandighede vra die Here vir ons dat ons eenvoudig met die evangelie boodskap van hoop na mense toe gaan en vir hulle sê, weet jy wat, ons hoef nie in hierdie hartseer en pyn te leef nie, want die Here jou God het ook vir jou geroep om deel te word van sy gemeenskap, om deel te word van sy nuwe volk, sy nuwe Israel, wat onder die hoof staan van Jesus Christus. 'n plek waar ons mekaar in liefde omarm, 'n plek waar ons mekaar staande hou, 'n plek waar ons saam in die teenwoordigheid van God lewe en saam floreer. Nie omdat ons so goed is nie omdat ons so sterk is nie omdat ons al die wysheid en omdat ons al die kennis het nie, maar omdat ons leer om in afhanklikheid van God te lewe. Om diensbaar te wees in ons tyd beteken dat ek nie net met my mond gaan getuig dat Jesus vir my goed was nie, dat God ook in my lewe besig is om wonders te doen nie, maar ook met daad. Met dit wat ek het. Met dit wat ek kan bied deur my diensbaarheid aan ander. Vandag in die gemeente bevestig ons lede tot ons kerkraad. En hierdie is nie een of ander posisie wat hulle bekleer nie. Dis nie 'n posisie van status en eer nie. Hierdie is eerder, en juffrou Skien by die skool sê dit altyd, hierdie is eerder 'n funksie wat hulle verrig in die gemeente. Hierdie is 'n funksie wat elkeen van die mense wat ja gesê het tot die kerkraad, om tot die kerkraad om op die kerkraad te dien, om ja te sê daarvoor, om ook hierdie kragtige getuienis van God wat betrokke is en altyd weer na ons roep en altyd na ons toe kyk met sy liefdesoë en vir ons in ons gedagtes en ons harte elke dag spreek, moenie bang wees nie, ek sal jou beskerm. Moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hulle het die besonderse gawe en opdrag gekry om deur dit wat ons as gemeente ook wil doen, dit te gaan uitdra. 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van liefde, 'n boodskap van vrede, 'n boodskap dat God ons nie verlaat het nie, maar dat God altyd vir ons sê, ek is nog hier, jy hoef nie bang te wees nie, ek sal jou beskerm, bly in my teenwoordigheid en jy sal veilig wees, bly in my en jy sal lewe, bly in my
en dinge wat swaar is, sal vir jou eintlik meer soos 'n uitdaging begin lyk. En jy sal ontdek hoeveel goed daar is in jou lewe waar God besig is om jou elke dag te beskerm. Vandag het ons die wonderlike voorreg dan om mense te verwelkom op ons kerkraad. Maar die vraag is, watter diens kan ons ook lewer as gelowiges? Want ons hoef nie in een of ander ampt bevestig te word om ook diensbaar te wees nie, want jy wat vandag na hierdie diens luister, is ook geroep tot diensbaarheid. 'n Volgeling van Jesus Christus is diensbaar deur getuienis te gaan lewer van God se genade. En moet asseblief nie dink dat dit net deur woorde kan geskied nie. Partykeer praat ons die hardste wanneer ons besig is om op te tree in die wêreld daar buite. Wanneer ons besig is om ons alledaagse lewens uit te leef. Wanneer ons besig is om met 'n sagte hand na mense uit te reik en met hulle te werk. Wanneer ons besig is om mense se lewens aan te raak op so 'n wyse dat hulle aan die ander kant kan uitkom en kan getuig van goedheid en van genade, en dat hulle in ons vir Jesus Christus kon sien. Dit gebeur waar ons vriendelikheid openbaar, waar ons ook barmhartig is teenoor mense. Dit gebeur wanneer ons mense vriendelik groet, en wanneer ons dan vandaar met 'n oop hart en met 'n ontvanklike gees ook na mense uitreik. Wanneer ons nie net hande oopmaak om te ontvang nie, maar wanneer ons hande uitstrek om ook te gee. En mag die Here ons vandag ook help om diensbaar te wees. En hoekom doen ons dit, broers en susters? Kom ons gaan lees weer Jesaja 43 vers 1 tot 7. Hoor wat sê die Here. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. Vandag, as ons uitgaan en ons getuienis gaan lewer, wanneer ons diensbaar gaan wees teenoor mense, dan doen ons dit as gevolg van hierdie woorde van God, wat ook in ons oor dit bly fluister. Moenie bang wees nie. Ek het jou klaar losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. Omdat ons aan Jesus Christus behoort, daarom is ons diensbaar. Daarom gaan ons uit en maak ons 'n verskil daar buite. En daarom is dit wat ons as gelowiges doen nie uit plig nie, maar omdat ons lewe in die Here, omdat ons dankbaar is teenoor hom, omdat ons weet dat hy ons krag is en hy ons redder is en hy die een is wat ons veilig gaan. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, hoe wonderlik groot is u genade vir ons. Vandag is ons maar net weer bewus daarvan, wanneer ons hierdie woorde uit Jesaja 43 hoor. Ja, u beskerm ons, Here. U sorg dat ons veilig bly. U het elkeen van ons ook op ons naam geroep, en u weet alles van ons. En ons wil vra vandag, Heer, dat u ons konstant sal bly herinner aan u genade en u goedheid, sodat ons daaruit kan leef, en vanuit daardie ruimte, dit wat ons doen, kan gaan doen in die wêreld. Here, maar dit is partykeer vir ons bietjie van 'n uitdaging. En daarom wil ons vra, dat u ons weer vandag opnuut sal vul met u Gees, die in ons harte en ons gedagtes elke liewe dag sal werk, dat u ons elke dag sal vorm
en sal maak, sodat ons in die liefde en die goedheid en die teenwoordigheid kan leef. Amen. Broers en susters, ons is nou amper aan die einde van ons erediens en ek wil julle graag uitnooi om ook nou net vir 'n paar afkondigings te bly na die afloop van die diens, maar ek gaan nou eers die seën uitspreek en kom ons ontvang dan nou ook die seën van die Here. Broers en susters, kom ons onthou vandag dat jy ook gekies is om diensbaar te wees, dat jy ook God se uitgekieste mens is, en omdat jy vir God kosbaar is, en hy in jou lewe is, dat ons daaroor ook diensbaar moet wees. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, dan nou net 'n paar afkondigings vanoggend. Eerste is die verjaarsdae. Maandag verjaar Tia Nel en Linda Oosthuizen. Dinsdag verjaar Johan Becker. Woensdag verjaar Johan de Bruin. En dan donderdag verjaar Sonet van der Walt. Ons wil graag vir hierdie lidmate sommer baie gelukwens met hulle verjaarsdae. Mag die Here met julle wees in hierdie nuwe lewensjaar en mag hy julle seën. Mag sy liefde en genade vir jou ook genoeg wees. Dan, broers en susters, in ons gebede dink ons ook aan Tannie Babes Ackerman, Tannie Letty de Kok, Tannie Rosa en Errol Pretorius, aan Henny Retief, en dan ook aan Max en Charmaine Bouwer. Ons bid dat die Here ook met hulle sal wees in hulle omstandighede, en ons bid dat die Here vir hulle verlossing sal bring ook, en dat hulle binne in hierdie omstandighede altyd sy teenwoordigheid sal voel, en nooit vir een oomblik sal voel dat die Here hulle alleen los nie. Broers en susters, dan ons program vir die week. Ons het om 11:00 'n tafel-erediens en dan vanaand om 6:00 het ons jeugkerk, en dan sal ons ook in hierdie week weer Bybelstudie hê, Loftaal Bybelstudie op Woensdag, en dan donderdag sal ons ook 'n mannebyeenkoms hê by die NG Noem Kerkgebou. Volgende Sondag sal daar dan weer erediens by die kerk wees, en dan om 11:00 erediens by Fairlands met die jeugdiens wat dan ook in die aand sal plaasvind. Broers en susters, dan ons volgende erediens op Sint Saoos is op die 18de Augustus, dit is om 11:00, elke derde Sondag van die maand is daar ook 'n erediens by Sint Saoos. Dan as julle graag 'n bydrae wil lewer tot die bediening van die gemeente, kan julle, as julle van hervormde lidmaat is, kan julle gerus hier 'n bydrae maak, of as jy NG lidmaat is, kan jy ook van hierdie rekening besonderhede gebruik maak om jou bydrae te lewer. Broers en susters, dan wil ek vir julle 'n baie mooi en 'n geseënde week toewens. Mag die Here met jou wees in hierdie week, en mag hy jou seën en jou beskerm. En mag ons ook onthou dat die Here ook vir elkeen van ons lief is, en omdat hy vir ons lief is, daarom het ons ook ander lief, en is ons diensbaar in die wêreld daar buite. Tot volgende keer.